Hemelvaart. Ek het gou 'n vraag vir ons almal en dis 'n vraag wat ek dink ons almal vanaand bietjie op 'n eie manier kan antwoord, maar as ek jou sou vra, as jy dink aan hemelvaart, watse 2 woorde sou jy gebruik om hemelvaart te beskryf? Wat sal dit wees? Ek weet dit is dalk 'n vreemde vraag want niemand dink so oor hemelvaart of konsepte nie, maar as jy dit moet opsom in 2 woorde, wat sal dit vir jou wees? Nou ek weet ek's vinnig op jou. Ek het 'n bietjie tyd gehad om te dink hieroor. Maar kom ons lees dalk die hemelvaart storie en soos ek hom lees, probeer jy daai 2 woorde dalk formuleer binne in jou denke. So in Handelinge 1 vers 6 tot 11 lees ons hemelvaart storie en hier's wat gebeur. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, dis die disippels nou. Hierdie apostels Jesus aan nou vra: Here, is dit nou die tyd dat U Israel weer 'n onafhanklike volk met U eie koning gaan maak? Die Vader bepaal hierdie datums, het hy geantwoord. En die bedoeling is nie dat julle dit moet ken nie, maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. In Jerusalem, oor die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die aarde. Hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem terwyl hulle toe kyk. Hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip na die hemelruim inkyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die 2 mans sê toe: Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem in die hemel in. Hy sal egter net so terugkom, soos julle hom in die hemel sien ingegaan het. So hoe beskryf jy hierdie gebeurtenis? Wat is my en jou woorde rondom hierdie? Nou, as jy my sou vra oor Paasfees, ek sal sê liefde, wonderwerk, opoffering. Jy kry nie mooier as dit nie, jy weet, ons het hierdie woorde oor Paasfees en ons sal self sê groot vir 'n goeie rede, want Paasdienste is oorvol. Julle was op by ons dienste. Paasfees kom almal dienste toe. Hemelvaart, nee, ek dink ek gaan 'n bietjie braai vanaand. Jy weet, hemelvaart is dalk 'n woord wat jy sal sê is dalk klein. Nie so belangrik nie, wat ook al jou woorde mag wees, maar hier is my 2 woorde. En dalk sou jy dit ook so beskryf. Vreemd en vervelig. Nou voor jy my kruisig, kom ons praat daaroor. Weet jy hoekom sê ek is dit vreemd? Want hier sien ons nou hierdie gebeurtenis waar Jesus kom en hy vaar in die hemel op en dit maak nie sin nie. Dit maak regtig nie sin nie. Want weet jy hoekom? Want net kort voor hier het Jesus 'n belofte gemaak aan sy disippels, aan sy apostels. En weet jy wat was daai belofte? Kom ek lees dit vir jou, Matteus 28. Jesus is besig met hulle te praat en hy sê hierdie vir sy disippels: God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Gaan maak dan in al die nasies my disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam wat ek aan julle opgedra het en hier kom die woorde, hier kom die belofte. En weet verseker, ek is vir altyd by julle, tot in die einde van die wêreld geskiedenis. Jesus beloof hulle, ek sal jou nooit los nie. Toe raai wat doen hy? Toe los hulle. Vreemd. Here, as ek reg kan onthou, ek weet, ek raak oud en ek kan nie lekker dinge onthou nie, maar het U nou net gesê, jy gaan ons nie los nie en nou vat die engele hier weg. Ek doen, dis vreemd, dit maak nie lekker sin nie. En nie net dit nie, maar hierdie gebeur op die Olyfberg. Dis waar Jesus die hemelvaart beleef het. Nou die Olyfberg is ook 'n plek wat vir hulle baie na in die hart is, nie vir 'n goeie rede nie, want so 40 dae net voor hierdie gebeurtenis, raai wat het gebeur? Hulle het vir Jesus kom haal in die tuin vir Getsemane om hom te gaan kruisig. En raai waar was daai tuin? Op die Olyfberg. 40 dae terug vat hulle vir Jesus om hom dood te maak. Uiteindelik staan hy die doodheid op en raai wat doen die engele? Hulle vat hom ook. Vreemd. Here, hier maak jy lekker sin nie. Ek is verward, ek het vrae. Dinge is so 'n bietjie te mekaar. En nie net hierdie vreemde gevoelens wat hulle beleef nie, maar dit is asof God net nie sin maak nie. En was jy al daar? Waar jy God se belofte hoor, ek sal vir jou voorsien, ek sal jou nooit los nie, ek sal altyd by jou wees, ek sal jou vervul, ek is daar vir jou, ek is jou leidsman. Okay, Here, maar as U my leidsman is, waarheen lei U my? As U my voorsiener is, waar is die voorsiening? Here, as U 'n God is wat deure oopmaak, waar is die wonderwerk? Het jy al in daai vreemde spasie beland? Want dis hemelvaart. Want die disippels staan daar en hulle hoor hierdie belofte en sien dit nie.
Hulle voel die olyfberg oomblik weer vir 'n tweede keer en dit maak nie lekker sin nie. En nie net dit nie net is dit 'n vreemde ervaring nie, my woord sou gewees het ook vervelig. En hier is ons hoekom, want hulle opdrag was, nadat Jesus in die hemel opgeneem is, wat moet hulle doen? Hulle moet in Jerusalem bly, en hulle moet wag vir die Heilige Gees. OK. So hulle kom by mekaar, hulle hou aan bid, en Petrus lê dalk oor, en, hey Johannes, luister, jy al die krag ontvang? Load shedding hier, pel. Ek het nog nie die krag ontvang nie. En hulle kom weer die volgende dag by mekaar. En hulle bid. Heilige Gees gaan kom, soos ons nou gebid het, en dan bid het, Heilige Gees kom en vul ons. En is asof die Heilige Gees nie kom nie. En hulle hou aan bid. En hulle hou aan bid. Jy weet, 2 dae is nie te bad nie. 3 dae is nie te sleg nie. Maar dinge begin lank voel, as dit al 'n week lank trek. En dan begin jy wonder, maar het ek reg gehoor? Hierdie voel vir my bietjie vervelig, niks gebeur nie, het voel of God nie hier is nie, so ons op die regte plek, en jy begin vra. As jy op 'n vervelige plek is, in 'n vervelige seisoen, weet jy hoe stoei dit met jou binne in, en ek weet ons almal was al daar. Ons hou, en ek sê nou hou, maar ons hou van die tye waar ons God sien beweeg. En in jou slegste tye, waar dit donker valleie selfs in jou lewe is, het jy al hierdie geloofsbeweging in jou gesien. Dis daar waar jy God gesoek het, gebid het, en nader aan hom gekom het, en selfs in jou valleie was dit asof jy en die Here naby mekaar was. En selfs in jou pieke, aan die ander kant van die pendulum, het jy God op jou beste beleef, op sy beste beleef, en deurbraak, en jy's vol dankbaarheid, en ons beweging binne in jou, en jy's dankbaar vir dit, maar was jy al in die middel, waar dit net so 'n bietjie vervelig gevoel het. Here, kan ons asseblief iets doen? Here, stuur dit so 'n bietjie krag. Here, asseblief kry ons aan die gang. Here, ek weet nie waarmee is jy besig nie. Here, waarheen lei ons my? En jy gaan net deur die ritmerol van gewoontes. Dieselfde ding oor en oor, dieselfde kerkbesoek, dieselfde gebede gebid, dieselfde Bybel oopmaak, dieselfde verse, dieselfde. En is niks fout daarmee nie, want niks is val uit mekaar uit nie, maar jy voel net verveeld. Daar was iets van dit in die hemelvaart storie. Maar iets wat baie belangrik is wanneer ons na hemelvaart kyk, dat ons nie my 2 woorde gebruik om te sê, maar dit was die ervaring van die dag nie. My 2 woorde as 'n mens van 2000 jaar later, wat kyk na die hemelvaart storie, is vreemd en vervelig, want van die buitekant af het ek vra. Ek kan net dink hulle het gestoei, maar hoor wat sê Lukas. En Lukas het Handelinge geskryf, maar ook die boek van Lukas, en Lukas het in die boek van Lukas 'n baie opsommende weergawe van die hemelvaart ook geskryf. In Handelinge het hy baie lekker uitgebrei, maar in Lukas het hy dit baie opgesom. En hier is wat hy sê in Lukas 24 vers 50 tot 52. Daarna het Jesus hulle uitgelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, het hy aan hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Hulle het toe neergeval en hom aanbid. Daarna het hulle met groot vreugde teruggegaan na Jerusalem toe. Daar het hulle tyd in die tempel deurgebring en God geloof. En ewe skielik toe ek hierdie storie lees, is ek so, iets maak nie sin vir my nie. Maar my 2 woorde was vreemd en vervelig, maar nou sien ons bietjie woorde van die disippels. Vreugde en geloof. Dit is waar hulle lê. Maar nou het ek vra vir hulle, en ek weet nie hoe voel jy oor die storie nie, maar ek wens ek kan net daar by Petrus aankom en sê, hey Petrus, hoekom vreugde? Jou redder is van jou af weggeneem. Hey Johannes, hoekom aanbidding, want dit maak nie sin nie. Die belofte is nie waar nie. Jy moet meer vrae as antwoorde, en daar's iets wat hulle sou gesnap het, wat hulle daar sou geposisioneer het, en jy lees dit ook in die Bybel. En ek het dit nou vir ons net so 'n bietjie misgelees, in vers 3 van Handelinge 1 tot 3, hoor wat staan daar in die opbou tot hemelvaart. In die loop van 40 dae na sy lydingstyd. En daai was genoeg vir hulle. Beteken absoluut niks vir ons, sien ek. Maar julle, daai nommer is 'n groot nommer in die Bybel. Toe hulle sien 40 dae na Jesus se opstanding, en vir 40 dae was hy op aarde gewees na sy opstanding, en eers die 40ste dag is hy opgeneem, het dit vir hulle die wêreld beteken.
Want hulle ken die betekenis van 40. 40 is 'n nommer wat jy sal sien van die Ou Testament reg deur die Nuwe Testament met 'n groot profesie, bedoeling, betekenis agter dit. En hulle het dit so gesnap. Soveel so dat hulle in die tyd van waar dit vreemd vir ons voel, hulle stap met vreugde. Nou wat beteken 40? Onthou julle Moses se storie? Toe hy al die Israeliete uit Egipte uitgelei het en hulle is op pad beloofde land toe. Hoe lank was hulle in die woestyn? 40 jaar. En toe daai 40 aanbreek, raai wat? Hulle is beloofde land toe. Amazing. Onthou julle, hoe lank was Jesus op die berg toe hy deur die duiwel versoek was? Hier is nie Bybelkennis vraag, ek wil weer nie jou, dis nie 3 questions nie. 40 is heeltyd die antwoord, net sodat jy weet, sê net 40. 40 dae was hy versoek, en toe die 40 klaar was, toe stap hy af en hy gaan bedien hoeveel mense, en ons ken die stories in die Bybel. Toe die 40 klaar was, toe skryf God 'n nuwe hoofstuk, en jy kan dit maar gaan sien deur die hele Bybel. Selfs in die Ou Testament waar hulle wette neergeskryf het, was dit 'n wet, jy mag nie meer as 40 houe gee nie. Ouers? Jy het gedink 6 van die beste. Vanaand stap jy huis en jy is soos 40 van die beste. Dis die lyn. 40. Hoekom 40? Want as 40 aanbreek, dan is daar vrede. As daar 40 aanbreek, is God besig met 'n nuwe hoofstuk. As 40 aanbreek, is daar 'n nuwe ding wat hy doen. En hemelvaart is die storie van 40. God doen 'n nuwe ding. En partykeer wanneer God 'n nuwe ding doen, lyk dit soos 'n vreemde seisoen vir my en jou. Maar verstaan, God is besig met 'n nuwe ding. En hier is die uitnodiging en die roep van hemelvaart vir ons. In jou reis saam met Christus, gaan God jou lei deur seisoene, waar jy dalk vrae mag hê, waar God se beloftes nie vir jou sin maak nie, waar sy karakter nie heeltemal tasbaar is en jy kan nie uitmaak van wat aangaan nie. Jy probeer woord en leiding van hom afkry en is dit nie so duidelik nie. Jy wag op hom en jy wag op hom en jy smag soos die wildsbok en jy soek net water, jy soek hy vervulling, maar jy bly net leeg. Dalk is dit 'n 40 wat aangebreek het. Al wat jy moet doen is wat die disippels gedoen het. God skryf 'n storie. Ek kan net aanbid. Ek hoef net te vertrou. Ek kan net vol vreugde bly, want die 40 is hier. En julle, ons God is dieselfde God. En dalk is jy daar, waar jy in die middel van 'n 40 getal is. Dis leeg, dis de mekaar, dis rof, dis God maak nie lekker sin nie. Dalk is die 40 selfs God se toedoen, is 'n storie met jou, maar dalk is dit ek en jy dalk ook 'n 40 as gevolg van ons eie toedoen. Ons eie sonde het ons in die woestyn in laat loop. God het selfs 'n 40 oor ons eie woestyne. Want hy's 'n God wat red. Hy's 'n God wat omgee. Hy's 'n God wat kansse gee. Hy's 'n God wat nog steeds die Heilige Gees wil uitstort. Hy's 'n God wat redding wil bring. Hy's 'n God wat die verlorenes gaan haal. Hy's 'n God wat altyd beskikbaar is. Hy's 'n God wat 'n hand het wat in die diepste valleie kan ingaan en gate en mense raak kan uithaal. Hy kan elke sonde vergewe en elke hart genees. Hy is 'n God wat reg staan om te sê, wag, my Heilige Gees kom. En ek weet nie waar is jy nie. En baie keer as ek myself vang in vreemde seisoene, of wanneer ek verveeld voel, dan wil ek my eie storie begin skryf. Net ek. Dan wil ek begin planne maak, en dan wil ek in beheer wees, en dan wil ek sommer begin in 'n rat inkom en sê, hier moet die engine weer gaan. Jy weet, ons wil in spoed wees, ons wil net beweeg. En die disippels het dit reg gekry, om vir 10 dae net te wees. Verstaan nie, maar is okay, want 40 is hier. Maak nie lekker sin nie, maar is okay, want 40 is hier. En as God gesê het, hy sal ons nie los nie, dis okay. Hy is wie hy sê hy is. So vanaand, ek hoop, jy hoor die uitnodiging van die Here af. Dat wanneer ek en jy vasgevang raak in seisoene waar dit mekaar en onderste bo en verveeld en patrone deur die lewe, net werk toe en terug en jy sit daar en jy wag net vir iets meer en jy wag vir deurbraak, jy wag vir 'n nuwe ding wat jou opgewonde maak, of jy wag net vir vreugde om bietjie terug te kom. Vreugde word nie gevind wanneer die seisoen swaai nie, vreugde word gevind wanneer jou oë weer op hom gefestig is. En jou hart kalm kan raak en jou geloof weer opgetel wees. En hier is iemand vanaand wat net weer moet hoor, hy's waardig om vertrou te word.
Vertrou hom met jou tyd, met deurbrake, met wanneer die Here beweeg in jou lewe, laat hy die beweging veroorsaak. Wag net. Laat hom wees as 'n koning in jou lewe. En wanneer jy dit doen, dan beleef ons daai oomblikke waar die Heilige Gees afkom. Hy oomblikke waarvoor ons gewag het en wat jy nie kan opmaak nie en namaak nie. Hy oomblikke waar God optree en jy weet dit is hy. En mag ons as kerk altyd gereed wees om te wag op hom. So daar wie is, wil ek vra dat jy vanaand jou oë sal sluit. En ek wil jou net 'n heerlike vraag vra en dis vir jou om te antwoord. Sit jy dalk daar waar jy net voel maar dinge is vreemd. En jou woorde is dalk nie net my seisoen nie, maar die land, die ekonomie. Dalk kyk jy binne in jou hart en binne in jou binneste en jy sê maar dinge voel vreemd hier binne. Ek is so frustreerd deesdae, ek is so kwaad, kort van draad, dinge voel nie reg nie, dinge voel uit plek uit en ek weet nie wat om te doen daarmee nie. Hoe gaan dit in jou binnekant? Hoe gaan dit wanneer dinge vreemd voel? En jy kan wanneer die somme nie klop nie, wanneer God nie sin maak nie, en jy nie weet wat om te maak met situasies nie. En dalk sit jy waar jy bietjie verveeld is. En jy vergryp jouself na sonde, net om weg te kom om betekenis te voel vir 'n oomblik. Dalk vergryp jy na jou klomp ander goeders in jou lewe, want jy wil net, daar moet beweging wees. Mag ons net weer hoor, dis genoeg om te wag. Sê ons Vader, hier is ons vanaand. En ons kyk so na die disippels, Here, waar hulle wegstap van 'n oomblik waar hulle koning van hulle weggeneem word. En waar hulle vreemd moet voel en vra moet hê en stoei, stap hulle weg in aanbidding en in vreugde en vol geloof. Want hulle weet 40 is die. En 40 is alles, want God doen 'n nuwe ding op 40. En Here, mag ons nooit vergeet van 40 in ons lewens sê. Here, dankie vir u genade. Ek bid, Here, dat ons sal inlê na u toe. U sal soek en sal bly by u, Here. Dis nooit te vergeefs om te wag op die Here nie. Nooit. En Here, mag ons dit nie vergeet nie. Want wanneer ons wag en soek en soos jy gesê het, hou aan bid en klop en hou aan klop en vra en aanhou vra en aanhou soek, wees soos daai wildsbok, maar moenie frustreerd raak nie. En ons sien die disippels het dit gedoen, Here. En hulle het die Heilige Gees ontvang. En ek bid vir die Heilige Gees oomblikke in ons lewens. Mag ons nie moeg word om te wag nie, te vertrou nie. Want is nooit te vergeefs om u te vertrou nie, Here. So dankie daarvoor. Ons bid u seën oor almal hier vanaand, Here. In die tye van de mekaar, van seer, dat ons sal vertrou op u, Here. So dankie daarvoor. Ons eer u daarvoor en daarom bid ons dit in Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen en amen.